provinsie Retsina op die eiland Lesbos in die Egeïese See, so 'n klein entjie van Turkye af, op Afrikaans en op mense wat Afrikaans praat, want ek vind dit 'n baie inklusiewe taal met mense met van verskillende oorspronge en verskillende aksente en verskillende streekstale. Lig ek 'n glasie op almal wat hou van Afrikaans, wat lief is vir die taal. En ek dink ook aan my dogter en haar man wat in Nederland woon en my seun en sy vrou en hulle seentjie wat in Indonesië woon. En hoe ironies is dit dat hulle woon van waar die taal ook vandaan kom. En ek dink ons kan almal net 'n glasie lig en sê ons hoop op 'n volgende paar 100 jaar. Lyk dit nie idillies nie. Dit was 'n boodskap van 'n regte media-ikoon, die voormalige redakteur van vrouekeertydskrif Eldeleen Hugo. Sy woon al 'n geruime tyd in Griekeland en dis lekker om te sien dat Afrikaans selfs daar gevier word vandag. Ek gesels nou met die hoof van die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, Dr. Dani Langner, oor die geskiedenis van Afrikaans en dit is my 'n voorreg om te sê baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, dit is vir lekker om vandag op hierdie groot verjaarsdag van die Eeufees van Afrikaans saam met julle te kuier. Nou Dani, wanneer het Afrikaans soos 'n eie taal begin uitstaan? Ek dink Afrikaans het van die eerste skepie wat daar in die Kaap geland het en wat jy moes kommunikeer met die plaaslike bevolking, moes jy het hierdie taal ontwikkel. Maar as jy gaan terug na die geskiedenis, is daar twee momente. Die een is in 1875 toe die Genootskap van Regte Afrikaners gestig het. Dit is 150 jaar gelede. En daar het 'n klomp energie rondom Afrikaans losgekom met boeke en 'n koerant wat gestig is en Bybelvertalings. En dan die tweede moment is na die aangebore oorlog met die verengelsing van skole en Milner se verengelsingsbeleid. En toe daar 'n tweede taalbeweging ontstaan waaraan mense soos Tosius, Eugene Marais deelgeneem het met die gedig Dit is al en Winternag en toe daar 'n nuwe energie rondom Afrikaans ontstaan en daai energie het gelei tot die amptelike bevestiging van Afrikaans as landstaal op 8 Mei 1925. Wat 'n storie, maar waarom was dit so nodig geweest vir hierdie nuwe taal om te ontwikkel? Weet jy, ek dink Afrikaans wat letterlik beteken maar vanuit Afrika is 'n unieke taal wat hier so aan die suidpunt van Afrika ontstaan het en dit was nie vir die Afrikaans sprekendes van destyds goed genoeg om net 'n huistuin en kombuistaal te wees nie. Hulle wou graag die taal bevestig as 'n wêreldklastaal en daarvoor moet 'n taal kan opstaan en homself bewys dat hy ruggraat het en jy doen dit deur gedigte en boeke en deur vertalings wat jy doen en eie letterkunde. En deur dit alles het Afrikaans haarself bevestig as 'n volwaardige taal. Kyk Dani, 'n mens kan nie oor Afrikaans praat sonder om die Duitse setlaars, die Maleiers en Khoi te noem nie. Hoe het hulle kulture saam aan Afrikaans help vorm? Ek dink mens kan nie oor Afrikaans praat sonder om daarbey wat jy alles genoem het, ook die Franse, die Khoisas en feitelik elke Suid-Afrikaanse gemeenskap te noem nie, want Afrikaans het leenwoorde uit al die verskillende tale en kulture en dit is wat Afrikaans uniek maak. Alhoewel dit hoofsaaklik 'n sê maar Germaanse taalvorm is, alhoewel die Nederlanders natuurlik 'n baie groot rol gespeel het in die vorming van Afrikaans, is daar sulke lekker woorde wat ons het uit hierdie ander tale soos bladjang en baie en wat Afrikaans net laat uitstyg het tot hierdie taal van Afrika wat ons hartstaal geword het. Kom ons gesels so 'n bietjie oor die verskillende dialekte, want dis nogal iets wat vir my altyd interessant is en ook belangrik is. Ja, daar is vandag wat mense kan sê 3 groot dialekte van Afrikaans. Die een dialek is wat bekend staan as Oosgrens Afrikaans en dit is 'n dialek wat maar daar ontstaan het rondom Port Elizabeth in die Oosgrens boere en dit is die dialek wat die voortrekkers die binneland ingedra het. Louis Trichardt het dit letterlik met sy dagboek gedra tot aan die Soutpansberge en dit is die dialek wat vandag bekend sal staan as standaard Afrikaans. Maar dan is daar ook Kaaps Afrikaans waaroor daar baie deesdae geskryf word en dan die lekkerste dialek dink ek is dan Oranje Rivier Afrikaans. Alles aan die weste kant, Springbok na Makwaland, daar is net gemaklike lekker kuier Afrikaans. Ek dink ook soos wat Afrikaans deur die staat al hoe meer verwaarloos word en teruggegee gaan word aan gemeenskappe, gaan daar nog baie dialekte van Afrikaans ontstaan.
want dit is 'n lewenskragtige taal. Ja, en ek dink dit maak dit nogal baie opwindend ook in die proses. Wat is Arabiese Afrikaans en watter bydrae het dit gelewer tot ons taal? As 'n mens Arabiese Afrikaans wil verstaan, moet mense altyd onthou dat die Kaapkolonie in die VOC tydperk het baie slawe gehad van die ooste af en hulle het die moslem geloof ook gevestig in die Kaap. Jy het aan die een kant die Hugenote gehad met die protestantse geloof, Jan van Riebeeck en so, en aan die ander kant die moslem geloof, en in 1830 was daar 'n baie sterk moslem gemeenskap. En hier in 1860 het daar 'n sheik gekom, Abu Dabbar Infedi, en hy het begin om geloofsdokumente uit in Afrikaans te vertaal, nie om Afrikaans noodwendig as 'n taal te bevorder nie. Hy wou sy geloofsgemeenskap bedien en hy wou dit doen in 'n taal wat hulle verstaan. So Arabiese Afrikaans wat omtrent hier al in 1860 begin neergepen is uniek, want dit is die eerste keer wat daar nie van die Romeinse alfabet gebruik is nie, maar wat dit letterlik 'n Germaanse taal uit die Arabiese alfabet gebruik is, en hy het dit nie die dokumente in 'n ander taal vertaal as Afrikaans nie, hy het wel die Arabiese skrif gebruik, en lank voor die Bybelvertaling plaasgevind het, selfs die eerste Bybelsinnetjie, het ons al hierdie geloofsdokumente gehad in Arabiese Afrikaans. En jy kan nie die storie van die Afrikaans vertel sonder om eintlik die volle omvang en die diepte hiervan te herken nie. Definitief nie, en dit is vir my so interessant. Maar Afrikaans het ook eers so 'n bietjie van 'n slegte naam gehad. Hoe het mense daarna verwys voordat dit Afrikaans geword het? Ek dink dit is so dat die Nederlandse gemeenskap en die Engelse gemeenskap en selfs die Franse het bietjie neergesien op hierdie taal van Afrika, en hulle het dit daarna verwys as 'n kombuistaal, want dit was die taal van die werkers, dit was die taal van die markplein, en so dit was maar huistuin en kombuistaal. En ek dink wat vandag daai tyd bedoel was as 'n negatiewe en 'n slegte betekenis kombuistaal, is vandag een van my eintlik 'n erenaam vir Afrikaans, want dit is ook 'n samevatting van ons kultuur. Daar in die kombuis kuier ons eet lekker, ons praat Afrikaans, ons geniet die lewe in Afrikaans, en dit is presies uit daardie kombuis en huise en gemeenskappe wat ons taal ontstaan het. En wie was Hendrik Biebou? Hendrik Biebou was 'n stoute seun. Hy was 'n 16-jarige ouetjie wat een Sondagmiddag in Stellenbosch se strate 'n bietjie te veel gedrink het, en hy het in die strate afgehardloop en bietjie lawaai gemaak, en die landdros Starrenburg het uitgekom en wou hom met 'n rotdankpak gee, en toe sê hy vir hom, maar ek gaan nie jou gesag aanvaar nie, want ek ben een Afrikaner. En daai tyd was die Afrikaner gemeenskap soos ons vandag ken was eintlik nog, daar was nie 'n Afrikaner gemeenskap nie, en hy was die eerste Europeër wat homself gedefinieer het as 'n Afrikaner, bedoelende dit is my kontinent, dit is my land, ek het hier tuis gekom, ek sien my nie meer as deel van Europa nie, ek ben een Afrikaner, deel van Afrika, en dit is waar Biebou se betekenis in lê. Nou sê vir my, hoe het Afrikaans as 'n sogenaamde kombuistaal oorbeweeg of ontwikkel tot 'n taal in eie reg? Ek dink wat mens weer moet raak sien is dat Afrikaans baie wyd gepraat is oor Suid-Afrika, maar in 1875 op 14 Augustus toe die Genootskap vir Regte Afrikaners gestig het, toe is daar eintlik formeel besluit om van hierdie taal 'n volwaardige amptelike taal te maak. En daai klein groepie manne met die uitgee van 'n koerant en die gediggies wat CP Hoogenout en Pannevis geskryf het eintlik vir Afrikaans toe 'n amptelike status gegee. Voor 1875 het hulle van Afrikaans maar gepraat as 'n Boeriestaal. Lady Anne Barnard, hulle het gepraat van 'n Kaaps-Hollands, dit is so mengsel, maar met die stigting van die Genootskap vir Regte Afrikaners het die woordjie Afrikaans, het dit eintlik wyd reg oor Suid-Afrika posgevat, en het die Afrikaanse gemeenskap hulle self as Afrikaans begin herdefinieer. Maar jy het nou onder meer verwys na iets soos koerante. So hoeveel het die eerste Afrikaanse boeke, koerante en Bybels gehelp om die taal te laat groei? Jongens, mens vandag terugkyk, kan mens skaars glo dit het gehelp as jy kyk na die spelling en eintlik die eenvoudige grammatika en so. Maar ek dink wat dit gedoen het, dit het Afrikaans gevat van net 'n kuiertaal en 'n markpleintaal om te sê hierdie taal kan ook 'n letterkunde taal wees. Hierdie taal
kan ook 'n taal wees waarin ons kan berig, journalistiek kan beoefen, maar meer belangrik, hierdie taal is waardig genoeg in die oë van die Here om ook 'n Bybeltaal te wees. Voor die tyd het hulle gedink jy het die Franse Bybel gehad en die Statenvertaling en die King James gehad. Gedink dis nie nodig om 'n Bybel in hierdie taal te hê nie. En deur die eerste Bybelvertalingkies van S.J. de Tooy het hy gesê, maar hierdie taal is ook vir die Here waardig en daardeur ook in effek dat die Afrikaanse gemeenskap, Afrikaanse mense is ook waardig vir die Here om in Afrikaans met hom te mag bid en na sy woord te luister en met hom te kan kommunikeer. Sjoe, Dani, dis pragtig. Ons het so 'n bietjie minder as 'n minuut oor, so ek wil tog vir jou vra, hoe beskou jy die toekoms van die taal? Ek dink die toekoms van die taal hang van twee goeters af. Die eerste ding is dit wat in die Afrikaanse klaskamer gaan gebeur. Nie op die sportveld nie op enige plek nie. Die kwaliteit Afrikaanse onderrig wat ons vir ons kinders gaan gee. Die tweede ding is dit hang af van ons jong mense. Want oor 50 jaar gaan ons weer hierso sit en dan is die ouetjie wat vandag 25 is ouer as ons. So dit is wat daai jong mense gaan maak met dit wat hulle as erfgename gekry het. Dani, dit was 'n baie insiggewende gesprek. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het op hierdie baie spesiale dag. Baie dankie Elsa. Dit was lekker en kom ons geniet Afrikaanse verjaarsdag. Beslis. So bly net waar jy is, want ons gesels net hier na musiek en dit met Gian Groen oor sy nuwe enkelsnit Sonkring. So miskien het jy nou al 'n tweede koppie koffie in, maar ag, weet jy wat? Gaan maak vir jou 'n derde een. Ons is nou weer terug.